True Crime South Africa, die Afrikaanse weergawe. 'n Oorspronklike jackpot-potgooi gebaseer op Nicole Engelbrecht se gewilde True Crime South Africa reeks. Die opinies in die potgooi reflekteer nie noodwendig die van Jacaranda FM nie. Die slagoffer in die episode en die gruwelmisdaad het die hele wêreld se aandag getrek. Hy het gesterf tydens 'n sinnelose en groeiende golf van misdaad reg oor Suid-Afrika en sy dood het weer eens die soeklig na die land verskuif. Lucky Dube was 'n beroemde vermaaklikheidster, maar dis nie hoekom hierdie episode op sy moord fokus nie. Dis eerder omdat sy dood die lig verdoof het op sy eie menswaardigheid. Die soeklig het so skerp geskyn op sy rol as 'n musikant, dat sy insiggewendheid as 'n pa, 'n eggenoot, 'n broer en 'n vriend in die woede en die rou verdoof is. Lucky Dube is dood in wat as 'n baie alledaagse misdaad in Suid-Afrika beskryf is, 'n motorkaping. Maar selfs in sy dood het Dube die land bygestaan. Die ondersoek na sy moord het gelei tot nuwe wyse van forensiese en patologiese toetse wat gehelp het om sy moordenaars agter tralies te kry. En daardeur het sy saak nuwe tegnologie na die strafregstelsel gebring. Die bronne vir die episode sluit in 'n episode van Autopsy, as ook verskeie artikels in die media oor die verhoor. Welkom by True Crime South Africa, die Afrikaanse weergawe. Ek is Gerda de Souza, en hierdie is die ware misdaadverhaal oor die moord op Lucky Dube. Lucky Philip Dube is op 3 Augustus 1964 in Ermelo in Mpumalanga gebore. Sy ouers het reeds voor sy geboorte uitmekaar gegaan, maar sy ma wou so graag haar seun hê na 'n aantal miskrame dat sy hom Lucky genoem het om haar seun se lewe te vier. Lucky is grootgemaak saam met sy suster Tandi en broer Mandla. Een van sy latere liedjies, Remember Me, is na bewering geskryf vir sy pa wat hy nooit geken het nie. Daarin sing Dube van 'n pa wat in 'n ander provinsie gaan werk en sy familie agtergelaat het. Die lirieke vertel van 'n jong man wat soek na sy pa en hom in Soweto kry, maar dan uitvind dat die man ook 'n ander gesin het en daar geen plek is vir sy seun nie. Ons weet natuurlik nie hoe feitelik korrek dit is nie. Lucky die grootste deel van sy kinderjare met sy ouma spandeer wat hom grootgemaak het, omdat sy ma elders moes werk om vir haar 3 kinders te kon sorg. Hy het later hulde gebring aan sy ouma, deur haar te beskryf as sy grootste liefde en 'n vrou wat dit kon regkry om met bitter min vir hom baie te kon gee en om te kon vorm in 'n verantwoordelike jong man. In sy vroeë jare sê hy het hy nie gesien hoekom hy moes skool toe gaan nie. Hy wou ook bydra tot die familie se finansies, so hy het vir lang tye uit die skool uitgebly en as 'n tuinier gewerk. Hy kon egter baie vinnig agterkom dat hy nie op hierdie weeklikse loon baie ver in die lewe sou kom nie, en toe begin hy op sy skoolwerk fokus. Hierdie was die besluit wat hy weggebaan het vir die res van Lucky se lewe, want hy het deel geword van die skoolkoor en so besef hy het 'n musiektalent. Saam met 'n groep skoolvriende begin Lucky 'n groep genaamd Skyway Band. En dit was ook sy terugkeer na die skoolbanke wat 'n ander van Lucky se belange aangevuur het, wat nie net 'n groot rol in die res van sy lewe gespeel het nie, maar ook sy musiekstyl. Hy het kennis gemaak met die Rastafari beweging. Rastafarianisme is 'n geloof wat met 'n sosiale beweging saamgaan en wat uit Jamaica kom en uit die jare 1930s terugstrek. Daar word na die volgelinge verwys as Rastas en hulle word gewoonlik geken vir 2 goed: Rasta lokke en die gebruik van dagga. Maar die beweging is baie dieper as net dit. Die Rasta geloof is gebaseer op 'n baie spesifieke vertolking van die Christen Bybel en glo in een God waarna hulle verwys as Jah. Soos die geval is met enige geloof, is daar wegbreekgroepe wat fokus op aspekte wat verskil van die hoofgeloof. Sommige Rastas glo dat die Ethiopiese keiser, Haile Selassie, die beliggaaming is van Jah. Rastas doen hulle bes om so natuurlik as moontlik te leef en dit is waar die Rasta lokke inkom. Die gebruik van dagga word geag as baie belangrik in die oorspronklike Rastafari geloof en die mees gelowiges gebruik dagga slegs as deel van die seremonies of op spesiale dae, gewoonlik in tee en nie deur die dagga te rook nie. Dit is een van die aspekte van die geloof wat Rastafarianisme in omstredenheid gedompel het, deur die wat verskillende weergawe van die geloof beoefen en sinoniem geraak het met die rook van dagga.
Dit was iets wat Lucky Dube verwerp het. Hy het slegs dagga ingeneem deur dit met tee te drink of spesifieke geloofsaamtrekke en het nie dagga gerook nie. Nog 'n aspek van die rassa geloof wat Lucky moeilik gevind het om aangehoor te gee, was die streng patriargiese rolle waarop aangedring is, as ook die homofobiese waardes. Omdat Lucky deur 2 sterk vroue grootgemaak is, het hy diep respek gehad vir vroue, en al het dit nie noodwendig teen Rastafarianisme gestryk nie, kon hy nooit vrede maak met die idee dat vroue aan mans onderdanig moes wees nie. Hy het ook nie geglo dat homoseksualiteit verkeerd was nie. As gevolg hiervan het Lucky sy eie weergawe van Rastafari beoefen, 'n leefstyl wat meer gefokus het op liefde gee en om almal te aanvaar. En dan is daar die Rastafari kultuur. Die musiekstyl het sy oorsprong in Jamaica, waar dit deur groot groepe Rastas aangeneem is, toe die tipe musiek in 1968 reg oor die wêreld bekend begin word het. Toe Lucky sy musiekloopbaan afgeskop het reggae nog nie 'n groot invloed op hom gehad nie. Sy eerste kennismaking met professionele musiek was in sy neefie se groep genaamd The Love Brothers. Hulle het Zulu popmusiek gesing. Lucky het deel geword van die groep toe hy 18 was en steeds op skool. Hy het toe oor naweke as 'n veiligheidswag gewerk by motorveilings. The Love Brothers het daarin geslaag om 'n ooreenkoms met die Teal Record Company te sluit. Toe Lucky in matriek was, het die Teal Record Company deel geword van Gala Records. The Love Brothers het hulle album in Johannesburg opgeneem tydens Lucky se skoolvakansie. Hy sou 5 albums met die groep opneem, onder die naam Lucky Dube and the Super Soul. Maar daarna is hy aangeraai om sy opnames uit te reik onder net sy naam, en dit was ook toe hy kennis gemaak het met reggae, wat al hoe gewilder begin raak het. In 1984 besluit Lucky om 'n mini-album uit te reik, genaamd Rastas Never Die. Dit was nie 'n goeie verkoper nie, maar die album het gegaan oor meer as net musiek. Liedjies soos War and Crime het bekend geword dat dit die aandag geplaas het op die verwoesting wat apartheid meegebring het. Die hele album is deur die apartheidregering verban, maar dit het net bygedra tot die belangstelling en die album het baie gewild geword oor see. Vir die volgende 10 jaar het Lucky voortgegaan om musiek te vervaardig en sy reggae-albums was baie gewild. Hy het die plaaslike en internasionale toekennings ingepalm. Lucky het by sy gewildheid gevoeg ook sy jare as akteur en hy het in 3 rolprente gespeel. Terwyl sy loopbaan besig was om te ontplof, het Lucky ook gebou aan sy eie gesin. Lucky en Zanele is in 2007 getroud en het 7 kinders gehad. Hy het bekend geword nie net vir sy talent nie, maar ook as 'n man wat by sy beginsels gestaan het. Een van die min vermaaklikheidssterre waaroor daar baie min geskinder is. Mense het vir Lucky respek gehad. In Oktober 2007 was Lucky se jongste kind slegs 3 maande oud. Hy was op 'n gevestigde plek in sy loopbaan en het daarvan gehou om die nuwe baba in sy lewe te leer ken, terwyl Lucky die pa terselfdertyd ook gehelp het met die grootmaak van sy tieners en ander jong kinders. Ten spyte daarvan dat Lucky finansiëel goed gevaar het, was hy nie een wat geld somme spandeer het nie. Maar hy het 'n nuwe motor gekoop, 'n Chrysler C200, waarop hy baie trots was. Op die aand van 18 Oktober 2007 vra 2 van Lucky se kinders dat hy hulle by hulle oom se huis in Rosettenville moet gaan aflaai. Die 3 van hulle klim in en die kar trek weg. Maar voor dit, terwyl hulle in die huis reggemaak het, was daar 'n vergadering by 'n brug oor die hoofweg, etlike kilometer van die Dube-huis. Die besluit wat tydens die vergadering geneem is, sou verwoestende gevolge inhou vir al die betrokkenes. Thabo Marupeng, Sifiso Mhlanga, Ludwig Qowa en Boetie Mabe het al vir 'n ruk lank saamgewerk. Hulle besigheid was egter nie 'n amptelike een nie. Hulle was motorkapers en hulle het hulle dae spandeer langs die strate van Johannesburg op soek na bestuurders om te kaap. Die voertuie in hulle versuur het die heeltyd verander. Hulle het goed geweet wat op die lys van gesoekte karre was, die wat vinnig verkoop sou word. 2 aande van tevore was dit 'n Volkswagen Polo. Dit was die vierde ondervinding dat meeste bestuurders gehoor gegee het aan hulle eise wanneer die loop van 'n 9mm geweer in hulle gesig gedruk word. Maar hulle het ook geweet dat mens nie presies kon sê hoe 'n bestuurder sou reageer nie en hulle 4 was voorberei op enige reaksie. Hulle doel was egter duidelik,
om die motor te kry wat hulle die meeste geld in die sak sou bring. Die voertuig moes in 'n goeie toestand wees, met die oorspronklike sleutels, geen skade aan die vensters, die ratkas of die aanskakelaar nie. Teen daai tyd het motorkapings gestyg as een van die mees alomteenwoordige misdade in die land en is gevrees deur Suid-Afrikaners. As gevolg daarvan het motoriste hulself beter begin beskerm deur veral die polisie vinnig te kon inlig wanneer hulle gekaap is. Dit het daartoe gelei dat die groep van 4 moes begin om die slagoffers te ontvoer in die kattebak en dan in 'n stil plek te los sonder 'n selfoon. En partykeer moes hulle ander stappe neem. Dit was die aard van hulle besigheid. Die aand in Oktober 2007 besluit die 4 dat hulle 'n Chrysler sou kaap. Die motormaak was toe heel bo aan die lys van gesteelde karre en sou baie geld inbring. Hulle ry vir so 'n uur rond in Johannesburg, sonder enige sukses. Toe besluit hulle om Rosettenville te gaan fynkam. Soos wat die 4 mans in die blou Volkswagen Polo by 'n straat indraai, kom Lucky Dube in dieselfde straat aangery, met sy seun en dogter in sy Chrysler C200. Baie mense het na die tyd geweier om te glo dat dit als net 'n griettoeval was, dat hierdie 4 motorkapers op soek na 'n Chrysler kar in dieselfde straat in die hele Johannesburg sou afgery het op dieselfde tyd as Lucky Dube, wat presies die kar bestuur het wat deur die kapers gesoek is. Toe daai 4 sien hoe die Chrysler by 'n oprit indraai, kon hulle geluk nie glo nie. Hulle sien hoe die kar stop en 2 deure oopgaan. 2 jong mense klim uit, draai om en waai vir die bestuurder voor hulle na die voordeur van die huis stap. Lucky Dube was die pa agter daai stuurwiel vir wie die 2 gewaai het. Hy sou nie wegry totdat sy 2 kinders nie veilig by daai huis in is nie. Maar die 2 kapers het dit nie geweet nie en hulle was bekommerd dat hulle kans sou mis. So terwyl die 2 tieners nog na die voordeur stap, slaan die misdadigers toe. Ludwig Kowa en Sifiso Mhlanga spring uit die Polo en hardloop in die rigting van die Chrysler. Mhlanga was gewapend met 'n 9mm pistool. Wat presies in daai oomblikke gebeur het, sou later bekend gemaak word, maar die ander 2 kapers wat in die Polo bly sit het geweerskote gehoor. Thabo Maropeng was een van hulle. Hy spring uit en hardloop na die Chrysler. Hy het toe nie geweet of die geweerskote deur een van sy makkers afgeskiet is of deur die bestuurder agter die stuurwiel nie. Lucky Dube se 2 kinders het ook die skote gehoor en begin skree en vlug vir hulle lewens. Lucky is kritiek gewond, maar wat hy toe doen was 'n pa se laaste desperate poging om sy kinders te probeer beskerm. Lucky slaag daarin om sy kar te laat agter uitry in die pad voor die huis in. Hy wou moontlik die kapers se aandag aflei van die huis af om sy kinders tyd te gee om by die voordeur te kon inkom. Sy Chrysler het net 'n paar meter gery voor dit teen 'n boom gebots het. Die 4 kapers besef die Chrysler is nou vir hulle niks werd nie. Hulle spring in die Polo en jaag weg. Kolonel Wiseman Tshipongo was 'n spanleier by die Booysens polisiestasie en aan diens op die aand van 18 Oktober toe hy uitgeroep is na die toneel van 'n mislukte motorkaping en moord in Rosettenville. Hy het geen verdere besonderhede gehad nie, maar sê die oomblik toe hy op die toneel kom, het hy besef hierdie was 'n hoë profiel saak. Lede van die media het reeds begin saamtrek en daar was ook 'n aantal ander senior polisiebeamptes. In die episode van Autopsy sê Spingo met 'n klein glimlaggie, dit was nie vir hom 'n probleem om sy polisiebase van die toneel af te jaag en dit af te sper nie. Rang het nie saak gemaak nie. Spingo het geweet dat hy nou die ondersoek moes lei en hy was nie van plan om te sien hoe enige iemand dit in die wiele ry nie. Binne 'n paar minute het 'n groot groep mense in die straat begin saamdrom en Spingo is ingelig wie die slagoffer was. Die 43-jarige Lucky Dube het in die bestuursitplek van sy Chrysler aan sy wonde beswyk en is op die toneel dood verklaar. Tshipongo het begin met die ondersoek, soos wat hy enige ander moordsaak sou aanpak, met die wete in sy agterkop dat die hoofopskrifte sou maak. Kort daarna het die SA Polisiediens se forensiese span by die toneel aangekom en Tshipongo het die bewyse begin uitwys wat hy reeds opgemerk het. Die doppie van wat gelyk het na 'n 9mm pistool is gekry en vingerafdrukke is ook opgemerk op die kar se dak, bo die bestuurder se deur. Daar was ook vingerafdrukke op die deur self.
Nog bewyse is in die motor gekry nadat Dube se liggaam verwyder en die kar na die polisiesentrum vervoer is, waar dit deeglik nagegaan kon word. 'n Skets is gemaak van die hele toneel en die bewyse is uitgeken en in die posisies ingeskets waar dit op die toneel self gekry is. Daar's foto's van al die bewysstukke geneem en dis aangeteken en genommer. Die verklaringe van ooggetuies was baie belangrik. Dube se 2 tienerkinders was te verstane baie geskok, maar hulle kon uitwys dat daar 3 mans by hulle pa se kar was, met 'n 4de verdagte wat moontlik in die kar gesit en wag het. Maar dit was te donker vir die kinders om enige van die verdagtes te kon identifiseer. Op 19 Oktober 2007 word Suid-Afrikaners wakker met die hartverskeurende nuus dat Lucky Dube vermoor is. Senior forensiese patoloog Dr. Gestel van Staden het werk toegery toe sy die hoofnuus oor die radio hoor. Sy sê meeste mense hoor gewoonlik nie oor 'n radio wat vir hulle op kantoor wag nie, maar sy het wel. En toe sy hoor dat haar geliefde musikant vermoor is, het sy geweet sy sou haar moes staal om daai dag sy nadoodse ondersoek te doen. Sy sou gewoonlik baie min weet van die persoon wie se liggaam op die staaltafel voor haar lê. Van Staden het by die werk aangekom met die wete dat sy, nes kolonel Sepongo, haar pligte sou moes uitvoer onder die soeklig van senior polisie en ander regsbeamptes. Maar, ook net so Sepongo, sou Van Staden ook nie kon toelaat dat haar emosies die oorhand kry of dat sy onder die druk struikel nie. Die nadoodse ondersoekverslag het begin deur te bevestig dat Lucky Dube ten tye van sy dood 1,74 meter lank was, 80 kg geweeg het en in 'n gesonde toestand was. Hy het swart jeans en 'n wit en bruin gestreepte hemp aangetree, 'n paar swart skoene en geel sokkies. Dube het aangetrek, miskien was dit sy gunsteling hemp of 'n gemaklike broek, nie wetende dat dit ure later deur 'n forensiese patoloog aangeteken sou word nie. Sy klere sou later 'n belangrike deel uitmaak van die bewysstukke om die storie oor sy moord te help vertel. Dr. Van Staden is ingelig dat die slagoffer doodgeskiet is en 'n belangrike deel van sulke wonde is om sin te maak van hoe die koel die lyf getref en waar moontlik deur klere beweeg het. Van Staden het 2 koelgate gekry agter in Lucky se hemp. Een was 6 mm in deursnit en die ander 15 mm. Daar was ook 'n enkele koelgat oor die agterkant van Lucky se regterbout in sy broek. Foto's is ook van dit als geneem as bewys in die hof. Nadat sy die klere verwyder het, het Dr. Van Staden kon vasstel dat die 2 wonde in Lucky se rug is waar die koels hom getref het, terwyl die wond in sy bobeen gewys het waar die koel uitgekom het. Dit het vir 2 dinge gesê. Eerstens, dat die forensiese span moes soek na 'n koel in die kar en tweedens dat sy moes soek vir 'n koel in Lucky se liggaam wat nog vassit. Dr. Van Staden sou later verduidelik dat wanneer 'n koel 'n liggaam tref, is dit met die meeste energie waarteen dit kan trek. En om daardie rede is so 'n koel baie skoner en lyk ook baie ronder. Daar's gewoonlik ook 'n ring rondom die wond waar die vel ietwat beskadig is deur die treffende koel. Die koel verloor dan energie, soos wat dit deur die liggaam beweeg, en wanneer dit uitkom, is die tweede wond nie so rond as toe die koel aanvanklik getref het nie. Daar's gewoonlik ook geen ring of beskadigde vel rondom die wond waar die koel uit die liggaam kom nie. So 'n wond lyk meer soos 'n skeur as 'n ronde gat. Ons het ook kon leer hoe wonde aan 'n liggaam aangeteken word. Eerstens word daar 'n denkbeeldige lyn getrek deur die middel van die liggaam. En die tweede is hoe hoog die wond is bo 'n persoon se hakskeen. Met veral koelwonde word dit dan gebruik om die baan te bepaal waardeur die koel afgevuur is en ook waar die verdagte gestaan het toe die sneller getrek is. So is daar byvoorbeeld bepaal dat die eerste koel in Lucky se rug 190 mm links van sy middellyn was en 1,2 meter bo sy hakskeen. Nadat al sy wonde aan die buitekant van sy liggaam aangeteken is, het Dr. Van Staden begin om vas te stel hoe die koels binne Lucky se liggaam getrek het. Dis belangrik om die skade te bepaal wat elke koel aangerig het, omdat dit belangrik kan wees in die hof. Dit gee ook 'n aanduiding aan die ondersoekende beampte oor hoe lank die slagoffer nog geleef het.
Dr. van Staden het bevestig dat die koel wat weer by Lucky se lyf uit is, die meeste skade veroorsaak het. Sy het bepaal dat die koel afwaarts afgevuur is en in 'n regse hoek. Die koel het die buikholte getref en die iliaal slagare deurboor. Daarna het die koel die blaas vernietig en by die pelvis uit die liggaam gekom. Dit het beteken dat Lucky byna onmiddellik van binne dood sou gebloei het. Die tweede koel het slegs die sagte weefsel agter in Lucky se rug kon indring en daar vasgesit. As dit die enigste wond was, sou Lucky die skietery definitief kon oorleef. Hierdie inligting is gevoeg by die bewysstukke, soos die vingerafdrukke wat agter op die bestuursitplek gekry is, as ook die koelgate deur die sitplek en die koel wat by sy liggaam uit is. Die polisie kon nou daarin slaag om 'n prentjie te begin skets van wat heel moontlik daai aand gebeur het. Die vingerafdrukke bo op die Chrysler se dak en buite op die deur het gewys dat 2 verdagtes daar gestaan het. Die een het die bestuurder se deur oopgeruk en die ander het sy hand op die kar se dak gesit, miskien omdat hy by die venster ingeleun het. 'n Derde stel vingerafdrukke is op die agterkant van die bestuurder se sitplek gekry. Die koels het gate deur die sitplek geskiet. Dit het begin lyk of die verdagte op die agterste sitplek moontlik 'n geweer teen Lucky se kop gehou en hom gedreig het, maar toe Lucky nie vinnig genoeg uit die kar uitklim nie, is 2 skote afgevuur van agteraf deur die sitplek. Natuurlik het Lucky nie ingegee nie en die verdagtes moes vinnig hulle plan aanpas toe die motor agteruit begin ry. 'n Foto van die toneel wys dat die deur agter die bestuurder wel oop was, as ook die bestuurder en die voorste passasiersdeure. Die voorste passasiersdeur kon wel deur een van die lede van die mediese personeel op die toneel oopgemaak word, maar daar sou geen rede vir die noodspanne wees om ook die agterdeur te moes oopmaak nie. Die deure is moontlik oopgeslinger deur Lucky se moordenaars wat uit die bewegende kar gespring het. Daar was 2 sleutel of fisiese bewysstukke wat kon help om die moordenaars uit te ken. Die eerste was hulle vingerafdrukke. Dit kon in 'n database geplaas word waar bekende oortreders en die wat in hegtenis geneem is reeds uitgeken kon word. Die ander was die koels. Die koel wat binne in die kar gekry is en die een wat later vanuit Lucky se liggaam verwyder is met mekaar vergelyk. Die groewe en skrape op die koels kom van die wrywing, soos wat die koels deur die geweerloop getrek het. Dit is uniek tot elke vuurwapen, so as die skraapmerke ooreenkom, sou dit beteken dat beide deur dieselfde vuurwapen afgevuur is. Dit is bevestig om wel die geval te wees. En die polisie het nou geweet, as hulle die geweer kry, sou hulle dit dan makliker kon uitken. Maar die sleutel tot 'n deurbraak in die geval was die vingerafdrukke, en spesifiek die afdrukke wat op die kar se dak gekry is. Dit het behoort aan 'n ene Thabo Marupeng. Die polisie se stelsel het gewys dat Marupeng 2 blyplekke het. SAPS-eenhede het toegeslaan met klopjagte op al 2 die persele op dieselfde tyd. Thabo Marupeng was nie by een van die huise nie, maar sy vrou Mpo was wel daar en sy is na 'n polisiestasie toegevat. Ook op die perseel kry polisie die Volkswagen Polo wat 2 dae voor Lucky se moord tydens 'n kaping gesteel is. Die polisie lig Mpo Marupeng in dat dit in haar beste belang sou wees om saam te werk en die polisie in te lig van waar haar man homself bevind, aangesien daar meer as genoeg rede is om haar in hegtenis te neem op klagtes dat sy in besit was van gesteelde eiendom. Dit het nie lank gevat nie voor Mpo vir die polisie vertel het waar haar man en sy vriende kon kry. Mpo Marupeng is uitgevra by die Volkswagen Polo. Later daai aand is Thabo Marupeng en Sifiso Mhlanga in hegtenis geneem in die agterkamer op 'n perseel nie ver van Marupeng se meentuis nie. Daar kry die polisie ook 'n 9mm pistool. Nie Thabo of Sifiso het aanvanklik met die polisie wou saamwerk nie, maar Thabo se vrou het baie inligting aan die polisie verskaf. Sy het vertel hoe sy en haar man op 18 Oktober by 'n seminar in Sandton was, wat aangebied is deur 'n tyddeelmaatskappy. Sy kom agter dat haar man se foon onophoudelik lui, en tydens een van die oproepe het Thabo oor die foon gesê dat hy met wie ook al hy gepraat het, sou ontmoet op 'n brug naby die Johannesburgse middestad. Na die tyddeelseminar vra Thabo sy vrou om hom in die stad te gaan aflaai. Mpo Marupeng het die 3 mans wat vir haar man gewag het uitgeken as Mhlanga, Qowa en Mabe. Mpo sê sy het haar man afgelaai en huis toe gery in hulle bakkie. Die 4 is daar weg in die blou Volkswagen Polo.
Later daai aand sê Mpho het al 4 teruggekeer na die Maropeng se meentuis en haar man het haar gevra vir hulle bakkie se sleutels. Toe sy by die venster uitkyk, sien sy die Polo is beskadig. Dit wil voorkom asof Lucky se Chrysler die Polo getref het toe sy kar agteruit gery het. Die Polo het agter die Chrysler gestaan in die straat. Volgens Thabo Maropeng is die Polo deur 'n taxi getref by 'n volstasie, maar dit het later aan die lig gekom dat die storie 'n leuen was. Mpho het verder vir die polisie gesê dat die 4 mans weer daai aand daar weg is met 2 in die Maropeng se bakkie en die ander 2 in 'n ander rooi motor. Die volgende aand, dis nou 19 Oktober 2007, sê Mpho het sy van die werk af by die huis gekom met die verwagting dat sy en haar man sou gaan inkopies doen, soos wat hulle vroeër in die dag ooreengekom het, maar in plaas daarvan kry sy hom voor die TV waar hy die nuus sit en kyk oor die moord op Lucky Dube. Tot Mpho se skok bly haar man, Anna, dat dit sy groep was wat Lucky Dube vermoor het. Die 4 het volgehou dat hulle geen idee gehad dat dit Dube se voertuig was wat hulle sou kaap nie, en ook nie dat hy die een was wie hulle sou skiet nie. Ondersoekers het dit egter as 'n leuen afgemaak en gesê die mans moes Dube op 'n stadium erken het. In Thabo Maropeng se verklaring sê hy Sifiso Mhlanga het gedink hulle kaap 'n man van Nigeria af. Daar's nooit meer hieroor getuig nie, wat mense het wonder of die 4 anders sou optree as hulle geweet het hulle slagoffer 'n Suid-Afrikaner of nog te meer Lucky Dube was. Thabo Maropeng het ook vir sy vrou vertel hoe die 4 teruggekeer het na die moordtoneel nadat hulle daai aand die Polo by die meentuis gaan versteek het. Dit beteken dat hierdie 4 verantwoordelik vir die skokmoordtoneel daar was toe Peter Spungu besig was om senior polisielede en die media van die toneel af te kry. Die 4 wat die skote gevier het saam met die res van die publiek in die straat saamgedrom. Dis natuurlik nie ongehoord nie, dis eintlik algemeen vir die moordenaars om na die moordtoneel terug te keer. Volgens Thabo wou hulle sien wat aan die gebeur was en hulle was bekommerd toe hulle agterkom dat die land se media ook daar is. 2 dae na Dube se moord, sê Mpho, het die 4 verdagtes die Polo na die paneelkloppers gery om die skade te herstel. Hulle het besef dat hulle nie met die skade aan die kar kon rondry nie en ook dat hulle die Polo sal moes regmaak as hulle van die kar wou ontslaa raak. Mpho het die naam van die paneelklopper aan die polisie gegee. Toe kom dit aan die lig dat die 4 nie net paneelklopper toe is in die dae na Dube se moord nie. Op die Maropeng se perseel kry die polisie ook 4 ander voertuie. Een was 'n Mercedes-Benz wat op die 20ste Oktober gekaap is, 2 aande na die moord op Lucky Dube. Spiwe Mlaba was op 20 Oktober agter die stuur van sy Mercedes en is in die oprit voor sy huis deur 4 mans gekaap. Ten spyte daarvan dat die 4 48 uur voor dit 'n man vermoor het hulle geen probleem gehad om met 'n ander kaping voort te gaan nie. Mlaba het aan die polisie vertel hoe hy vir sy lewe gevrees het toe 'n geweer teen sy kop gedruk is. Hy het gedoen wat hulle gevra het, uit sy kar geklim en die kapers het daarin weggejaag. Met al die inligting het die polisie nou genoegsame bewyse gehad om die ander 3 verdagtes ook in hegtenis te neem. Mpho Maropeng is aangekla van 'n klag dat sy in besit van 2 gesteelde voertuie was. Die moord op Lucky Dube het in die volgende paar dae vir hoofopskrifte reg oor die wêreld gesorg. Lucky het aanhangers gehad in baie ander lande, veral in Australië, waar mense van die land se inheemse bevolking sy musiek baie geniet en gemeen het dit klink baie dieselfde as hulle eie tradisionele musiek. Saam met die hoofnuus was daar ook die grieffoto's van Lucky se liggaam agter die stuurwiel van sy kar. Dis deur iemand geneem wat daai aand eers op die toneel was en die foto's verkoop het. Daar was verligting nadat die polisie die inhegtenisnemings aangekondig het, maar soos wat verwag kan word in hoë profiel moordsake soos die, het dit nie die gerugte gestop nie. Dit was baie moeilik vir die publiek om daarmee vrede te maak dat hulle geliefde sanger 'n slagoffer van die land se eie onsinnige en onbeplande algemene misdaad sou wees. Daar selfs gegons dat Lucky die teiken was van 'n sluipmoord. Die polisie was gretig om 'n vinnige stokkie te steek vir al die beweringe. Dit was duidelik vir die ondersoekspan dat Lucky Dube eenvoudig op die verkeerde plek was op die verkeerde tyd. Die vingerafdrukke wat op die bestuurder se deur gekry is uitgeken as die van Julius Qowa.
Aan die begin was Thabo Marupeng nie bereid om enigsins met die polisie saam te werk nie, maar hy en sy vrou het vinnig besef dis tot hulle eie voordeel om 'n ooreenkoms met die staat aan te gaan. Beide is beskerming teen klagtes gebied as hulle teen die ander 3 sou getuig. In Thabo se verklaring bevestig hy wat sy vrou reeds aan die polisie belei het. Hy sê dis wel sy vingerafdrukke op die Dubekar se dak. Dit was nadat hy die skote gehoor en gaan kyk het wat gebeur het. Hy het by die kar ingeleun en dis toe hy sy hand op die dak gesit het. Die 3 mans is aangekla van moord, roof met verswaarende omstandighede wat verband hou met die kaping van die Polo en die Mercedes, poging tot roof met verswaarende omstandighede vir Lucky se motor en 2 klagtes vir die onwettige besit van 'n vuurwapen en ammunisie. Lucky Dube is tydens 'n privaat seremonie begrawe met net sy familie en vriende teenwoordig. Sy 7 kinders en sy vrou het aan mekaar moes vashou om die diens te kon deursien. Vriende en kollegas het gehuil deur die talle toesprake van mense wat hulle herinnerings van Lucky gedeel het. Al was die publiek nie toegelaat nie, is groot TV-skerms in 'n nabygeleë oop stuk veld opgerig en duisende aanhangers het daarby ingekom vir die finale vaarwel aan hulle musiekheld. Die verhoor het laat in 2008 afgeskop, 'n jaar na die moord op Lucky Dube, en die lang verhoor het uitgestrek tot in 2009. Lucky se 2 tienerkinders was van die ooggetuies wat moes getuig het. Die 2 mans wat ook slagoffers was van die kapers het getuig oor hulle nagmerrie ondervindings. Beide mans het in die getuiebank begin huil toe hulle vertel hoe hulle naby daaraan gekom het om ook vermoor te word. Dit was duidelik dat die 3 gewelddadige mans was wat nie geskroom het om tot aksie oor te gaan as hulle slagoffers een verkeerde ding sou sê of doen nie. Dr. Husel van Staden het getuig oor die bevindings van haar nadoodse ondersoek en sê sy was verbaas oor die baie min vrae wat die verdedigingsspan vir haar gehad het. Die bewyse teen die 3 was stewig en dit het voorgekom asof die trio op pad was tronk toe. Wel, ten minste 2 van hulle was nie van plan om hulle misdade te erken nie en in Maart 2009 gebeur die ondenklike. Een oggend om 7:30 voor die normale verhoordag sou moes afskop, kom die bus met 16 gevangenes by die Hooggeregshof aan. Sifiso Mhlanga en Boetie Mape was deel van die gevangenes wat hof toe gebring is vir hulle verskillende sake. Hulle sou in die hofselle aangehou word totdat hulle sake voorkom. Die gevangenebus ry by die hofperseel in en af na die ondergrondse parkeergebied van die hofgebou. Die bus stop langs die hofselgebied en die reuse hek na die parkeergebied word oopgerol. 9 polisiebeamptes omring die bus om die gevangenes na die selle te begin begelei. Volgens die prosedure moet die verhoorafwagtende gevangenes 2 op 'n slag uit die bus kom met hulle hande en voete geboei. Die eerste 4 klim uit en word na die hofselle gestap. Maar toe die 3de paar uitklim, dit was Mhlanga en Mabe, skop hulle albei aan die bus se deur en dit swaai met 'n wilde slag oop. Die deur tref 'n polisiebeampte in die gesig en hy val agtertoe. Mhlanga val 'n ander polisiebeampte aan met 'n baksteen en hy slaan hom verskeie kere in die gesig. Die 2 probeer een van die polisiebeampte se vuurwapens gryp, maar 'n kollega sien dit en skiet 2 waarskuwingsskote in die lug. Al die gevangenes word beveel om onmiddellik op die grond te lê en Mhlanga en Mabe doen dit. Hulle poging om te vlug het misluk. Hulle is beide beseer en is hospitaal toe vervoer onder swaar polisiebewaking. Die verhoor is ietwat vertraag deur die ontsnappingspoging en veiligheid is ook opgeskerp met elke sitting. In April 2009 is al 3 die mans skuldig bevind aan die moord op Lucky Dube, as ook die ander klagtes teen hulle. Later daai maand het Lucky se familie toegekyk toe al 3 lewenslange tronkstraf opgelê is. Lucky se musiek is steeds baie gewild en sy naam bly sinoniem tot iemand wat opgestaan het vir wat reg is, 'n man wat nie geskroom het om sy stem te voeg by kwessies wat daarvoor gevra het nie, 'n man wat die goeie stryd gevoer het vir reg en geregtigheid. Gewelddadige misdaad gee nie om wie die slagoffer is nie. Dit vra nie of jy op die verkeerde tyd op die verkeerde plek is nie, en dit is moeilik om die wêreld te moet probeer sien deur die oë van 4 mense soos die wat die wêreld van Lucky Dube se talent beroof het.
Ek eindig die episode af met die lirieke van Lucky Dube se liedjie Truth in the World. Mens kan nie anders as om daarna te luister na sy dood en dan weer daaroor te wonder nie. I've been risking my life all these years, protecting you from all the wrongs you did. Man, I keep all this because of your promises. You promise me that you will die when I die. Promise that when trouble comes my way, you're going to be there. The world is turning around. Yesterday becomes tomorrow when lies are said to be the truth and truth said to be the lies. Like a preacher in church who preaches until tears run down his face. But when the sun goes down, he's a hooligan. When the sun goes down, he's a witch. Dankie dat jy geluister het na True Crime South Africa, die Afrikaanse weergawe. Hierdie was die ware verhaal oor die moord op Lucky Dube. True Crime South Africa, die Afrikaanse weergawe, is 'n oorspronklike jackpot potgooi. Die ware misdaadverhaal is nagevors en geskryf deur Nicole Engelbrecht vir haar gewilde True Crime South Africa reeks. Dit word aangebied deur Jackran FM se Gerda de Souza. Luister na nog oorspronklike potgooi reekse en nuwe episodes by jackranfm.com, klik op Jackpot of kry dit by jou gunsteling potgooi toepassing.